die Here Jesus wat hy praat van waar hulle Jesus eintlik verwerp. Nou, kom aan. Dankie Susie, kan ons Johannes hoeveel? Johannes 10 vers 22 net tot by vers 30. Dit was daardie tyd die fees van die tempelwyding in Jerusalem en dit was winter. Jesus het in die tempel van die pilaargang van Salomo geloop. Die Jode het daar om hom saamgedrom en vir hom gesê: "Hoe lank gaan u ons nog in onsekerheid hou? As u die Christus is, sê dit reguit vir ons." Jesus antwoord hulle toe: "Ek het dit vir julle gesê en tog glo julle nie. Die dade wat ek in die naam van my Vader doen, bewys wie ek is. Maar julle glo nie, omdat julle nie van my skape is nie. My skape luister na my stem, ek ken hulle en hulle volg my. Ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Die wat my Vader vir my gegee het, is die belangrikste van almal en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. Ek en die Vader is een." Ek dink die klem, kom ek wil hê ons moet eindig op daai ek en die Vader is een, want dis waaroor die boodskap nou hier in 1 Johannes ook gaan. Wat die seun het, of weet het die Vader ook. En ek en die Vader is een. My skape ken my stem en hulle luister na my. Wat ons kry nou in Johannes die probleem wat Johannes in die eerste omsendbrief skryf. Wat hy sê, kom ons kyk net weer na 1 Johannes 2 vers 21 tot 27, want dit is die fokuspunt vir vanoggend. 1 Johannes 2 vers 21 tot 27. Kom ons begin by 13 vir konteks. Kinders, dit is die laaste uur. Soos julle gehoor het, kom die antichrist, of kom antichrist, en nou is daar reeds baie antichriste. Hieraan weet ons dat dit die laaste uur is. Hulle het uit ons geleedere gekom, maar hulle was nie werklik deel van ons nie. Want as hulle werklik deel van ons was, sou hulle by ons gebly het. Maar dit moes duidelik word dat nie een van hulle deel van ons is nie. Maar julle is deur die Heilige gesalf, of die salwing van die Heilige Gees, sê die ou, of Heilige, sê die ou taal. En julle almal weet dit. Ek skryf nie aan julle omdat julle die waarheid nie ken nie, maar omdat julle dit ken en omdat daar geen leuen uit die waarheid kom nie. Wie is die leuenaar anders as hy wat ontken dat Jesus die Christus is? Hy is die antichrist. Wat die Vader en die Seun ontken of loon. Elkeen wat die Seun ontken of loon, het nie die Vader nie. Wie die Seun bely, het ook die Vader. Wat julle betref, wat julle van die begin af gehoor het, moet in julle bly. As dit wat julle van die begin af gehoor het, in julle bly, sal julle ook in die Seun en die Vader bly. En dit is die belofte wat hy aan ons gemaak het, die ewige lewe. Hierdie dinge skryf ek aan julle aangaande daardie mense wat julle probeer om julle te mislei. Maar wat julle betref, die salwing wat julle van hom ontvang het, bly in julle. Daarom hoef niemand julle te onderrig nie. Maar omdat sy salwing julle oor alles onderrig, en omdat dit die waarheid is en nie 'n leuen nie, bly in hom, net soos hy julle onderrig het. Ons bid, Vader, dankie dat ons met die woord kan omgaan. Dankie dat dit bevat die waarheid, nie bevat nie, dit omvat die waarheid. Lei ons ook in wat u deur die Gees in Johannes, Here, so bewerk is, sodat ons dit ook vandag kan verstaan en daaroor kan praat. Seën elke luisteraar, dis ons gebed in Jesus naam. Amen. So, elke gedeeltjie wat Johannes hier skryf in sy omsendbrief,
skryf hy natuurlik, ons sê hy skryf hy Efese teen gnostisisme, wat is waaroor die boek eintlik gaan. Dit gaan oor gnostisisme. Snaaks om te sê die evangelie Johannes is ook geskryf ook teen gnostisisme. Teen hierdie waar New Age eintlik vandaan kom in daardie tyd. En elke gedeeltjie het wat hulle in Engels sê 'n keynote of 'n hoofnoot. En wat is die hoofnoot as ons nou na hierdie 7 verse in besonder kyk? Ons vind die rede, ons het gesê Johannes gebruik aanhoudend die woord ek het geskryf, ek het aan julle geskrywe. En dan as ons die hoofnoot soek, snaaks genoeg moet ons dit gaan soek in die evangelie van Johannes. As ons gaan kyk na die evangelie van Johannes, die rede wat Johannes skryf aan die einde van naby die tweede laaste hoofstuk, gebruik hy ook die rede, die hoofnoot waarom hy skryf. Hy sê Johannes 20 vers 31. Dit is geskryf sodat julle kan glo dat Jesus die Christus, die Seun van God is. En dan die tweede punt wat hy maak in Johannes 20 vers 31 wat hy gesê het, en Johannes sê hy weer wat ek geskryf het, ek het aan julle geskryf. Ek het nie net sodat julle kan glo dat Jesus Christus die Christus is nie. Met ander woorde, Jesus is die gesalfde van God wat die Messias wat verwag word. Maar dan ook dat deur geloof in hom, in wie in Jesus Christus julle die ewige lewe kan hê. Dit is so mooi, sluit aan by Johannes 3:16, so elkeen wat in hom glo die ewige lewe mag hê. Dit is nou weer dieselfde rede wat hy aanhoudend sê, ek skryf aan julle moet onthou, so hy herhaal hier die hoofnoot wat waarom het ek aan julle geskryf? Ons het dit gevind in 1 Johannes 1 vers 1, wat van die begin af was, wat ons hande aangeraak het, wat ons oë gesien het, of ons hande aangeraak of getas het, aangaande die woord van die lewe, en die lewe is openbaar, en ons het dit gesien, of hom gesien, en geglo. Nou sê hy, hierso, sy sinskonstruksie in hierdie vers 21 is asof hy begin met 'n negatiewe en dan slaan hy oor na die positiewe toe, want hy sê ek skryf nie, hy begin met 'n negatief, ek skryf nie aan julle omdat julle die waarheid nie ken nie, maar omdat julle dit ken en omdat daar geen leuen uit die waarheid is nie. So hy begin met 'n negatief, hy sê ek nie aan julle geskryf nie omdat julle nie hierdie dinge weet nie, maar ek het geskryf juis omdat julle dit ken en julle behoort dit te weet. Dis waarom hy alreeds begin in hoofstuk 1 vers 1 weer eens praat, waaroor skryf hy? En hy hou aan skryf en sê, ek het, aan wie is hy gehoor hierso? Ons vind hier, aan wie hy dit adresseer is kinders. Vers 18 praat hy van kinders, hy het van 12 tot 13 regdeur aanhoudend gepraat van kinders. Hy begin met kinders, dan praat hy van volwasse kinders en onvolwasse kinders. Maar hy sluit alweer by kinders, en so hy praat nog steeds met die kinders, sê hy, julle is kinders, julle is weergebore, julle het die salwing van die Heilige. Dan behoort julle hierdie dinge te weet, as julle regtig gesalf is, die Heilige, of julle die Heilige Gees, dan, ek moet nie eintlik vir julle skryf nie, want julle behoort hierdie dinge te weet, soos in graad 7 kom vandag, ou standaard 5, dan moet jy alles te weet wat in graad 1 aangegaan het. Want anders hoekom het jy deur al die grade gesit, tot jy in graad 7 is, as jy nie hierdie dinge weet nie, dan moet jy teruggaan na die elemente nie, dan moet jy teruggaan na, aan wie Lydia klas gee, aan die graad RR's, of RR's, want julle weet hierdie dinge, en dit is aan julle van die begin af verkondig, so julle behoort teen hierdie tyd nou al te geweet het. Dis nie my rede hoekom ek aan julle skryf nie, maar ek skryf omdat julle die salwing het, en julle behoort al hierdie dinge te weet. Dit moet outomaties kom. Want in die tyd wat Johannes skryf, moet ons weet, die mense kan nie presies sê hoeveel gemeentes was geplant deur Paulus en daai ares, want hy die meeste plantwerk gedoen. Paulus was bekend vir sy planting van kerke. Paulus is nou 40 jaar terug oorlede, so is net arme Johannes wat oorbly, maar nou moet hy vir hierdie, hulle sê tussen 40 en 100 gemeentes is geplant in daai omgewing. Dis 'n geweldige klomp gemeentes wat geplant is. En al hierdie gemeentes begin nou 'n ander evangelie te verkondig. 'n Nuwe evangelie. Dit alles wat nuut is.
Mense gaan altyd vir alles wat, hulle sê liewer dood as uit die mode. So jy moet agter die groot populêre aangaan. Jy moet gaan waar die dinge gebeur. Jy moet wees daar waar dinge gebeur. Anders is jy uit die tyd uit. Is jy nie, dag is dit nie meer postmodernisme, dis metamodernisme verby. Dis die waarheid, dat die woord het vlees aangeneem. En dis die waarheid, en dis nie in leuen nie, sê Johannes. Nou, ons het al baie gekyk na die tema van Johannes oor waarheid. En omdat hy dit so baie gebruik, moet ons dit ongelukkig weer eens ook gebruik. As hy dit baie gebruik, moet die wat uit Johannes leer dit ook gebruik, want anders mis hy die teks, anders gaan hy buitekant wat Johannes geskryf het, want hy praat oor die waarheid wat gekom en verskyn het. Want in die God drie-eenheid wat ons van gepraat het, ons sê heilig, 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 want dis Vader, Seun, Heilige Gees. Ek dink een van die leraars het gepraat, holy, holiest. Steve Lawson het gepraat. Holy, holy, holy. Maar maak nie saak nie, die drie eenigheid is die waarheid. Hoe weet ons dit? Omdat die skrif sê. Die Vader is waarheid. Die Seun is waarheid. Die Heilige Gees is die Gees van die waarheid. Al drie is die waarheid. Saam verteenwoordig hulle 'n geweldige waarheid wat nie misgekyk en of ontken mag word soos die Gnostisisme nie. Kyk in Johannes 18 vers 37. Wat sê Johannes? Wat het hy daar gesê in sy evangelie aangaande die waarheid? Wat gebeur hier? Jesus verskyn vir Pontius Pilatus. En natuurlik is Pontius en Pilatus, dit is nie op dieselfde golflengte nie. Want dit kom by die vraag wat Pontius Pilatus vir hom sê, maar wat is waarheid? Want Jesus sê, ek het in hierdie wêreld gekom, hy sê, Pontius sê vir Jesus, is jy dan tog 'n koning? Het Pilatus vra. Jesus antwoord hom en sê, wie sê dat ek 'n koning is? Dan hier kom die waarheid. Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek na die wêreld gekom om oor die waarheid te getuig. Elkeen wie se bestaan in die waarheid gegrond of gevestig is, luister na my stem. Natuurlik het Pontius Pilatus buitekant gaan en sê, wat is waarheid? Wat maak dit saak in elk geval wat waarheid is? So, Jesus het gekom om van die waarheid van God, die Vader, te getuig en hom sigbaar te maak. Ook in Johannes 12 vers 49, weet ons, Jesus sê ook, ek spreek niks, ek sê niks, behalwe wat die Vader vir my gegee het. Ek sê net wat die Vader vir my, ek spreek net wat hy vir my gee. En dan in Johannes 5 vers 19, ek doen niks uit my eie nie, ek doen net wat ek die Vader sien doen. So Jesus is die beweging van die Vader. Sy aan 'n melaatse raak die Vader aan die melaatse. As Jesus op die water loop die Vader in Jesus op water. Alles wat Jesus doen is wat die Vader vir hom gee en sê om te doen. Hy doen niks, want hy die Vader is een. Net ons lees vers 30. Ek en die Vader is een. Toe wil hulle klippe optel om te stenig, want hy maak hom gelyk aan die Vader. Hy maak hom gelyk aan God. Maar so Jesus kom om van die waarheid te getuig. Hy doen presies wat die Vader wil hy moet doen. So hy is die waarheid, hy kom om te getuig. Jesus sê ook in Johannes 17, Vader, heilig hulle deur u woord is waarheid. Dit bid tot die Vader. En dan Christus is ook die waarheid. Kyk in Johannes 14 vers 6. Waar kry ons dit vir die mense wat op video ook luister, asseblief gebruik die Bybels. Wat sê Jesus die bekende vers? Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ek wil in die ek is die weg, die waarheid en die lewe. Omdat hy van die Vader getuig. Omdat hy alles doen wat die Vader wil hy moet doen. En dan die Heilige Gees word, veral in Johannes 16, word oor en oor na verwys as die Gees van die waarheid. Ons kon hierdie gedeeltjie ook gelees het, maar hier die gesprek wat nou hier plaasvind, wat hy sê, maar wanneer Jesus praat van die Heilige Gees, hy sê, maar wanneer hy kom, dis die Heilige Gees, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die volle waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar hy sal net sê wat hy hoor
en hy sal die toekomstige dinge aan julle bekend maak. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit wat hy van my sal ontvang, aan julle bekend maak. So hy is die gees van die waarheid. Dis waarom dit so ernstig was toe Ananias en Safira gelieg het vir die Heilige Gees, want hy is die gees van die waarheid. Dit is 'n ernstige, baie ernstige wees. Want hulle hou voor dat hulle iets kan verskuil hou van die Heilige Gees, en hulle kan niks van die Heilige Gees verskuil hou nie. Want hy weet alles, hy is die gees van die waarheid, want hy kom uit die Vader en hy word ook verwys as die gees van Christus. Dit is die waarheid wat Johannes sê, het ek aan julle bevestig, as julle hierdie waarheid ken, sal julle nie val vir die leuen nie. Want hierdie waarheid, vers 21, staan reg teenoor die leuen. En hier in hierdie direkte konteks verwys hy die gnostisisme wat die leuen verkondig het. Jy sien, die gnostisie, en so ook vandag die baie godsdienste wat gnostisisties is, en glo my vry, dis nie net die naakte waarheid van New Age nie. Ons almal weet van New Age, dit is 'n direkte spruit uit die gnostisisme. Maar baie kerke reg oor die wêreld, nie net in Nigeria en Amerika, maar selfs in Suid-Afrika, het hierdie gnostisisme klaar soos 'n kanker begin groei. Dit groei soos 'n kanker, hulle weet net nie dis daar nie. Jy weet mos ook nie wanneer kanker daar is nie. Kan jou flous vir baie lank, en dan ewe skielik dan kom die diagnose. Baie van die gemeentes is besig om te sterf aan 'n kanker. En die wat hierdie valsheid, die leuen wat Johannes hiervan praat, in hulle inkom, begin ook siek word. Hulle dink hulle is gesond, en maar hulle is siek. Hulle is werklik siek. Die Here moet daai waarheid weer na hulle toe bring, en dis die enigste ding wat die kanker van die leuen kan teenstaan, is die waarheid van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, die waarheid soos die geskrifte. Jy sien, in een van die vertakkings van die tweede eeu, praat nie in die tyd toe Paulus Johannes geskryf het, en Paulus die ons praat van die tweede eeuse gnostisisme, wat baie gewild geraak het, en dink Johannes het dit al reeds geweet toe hy nog geleef het, al was hy al bejaard. Ek weet nie of hy in sy 80's of sy 90's was nie, maar dit is 'n ware verhaal wat die kerkvaders vir ons vertel, dat Johannes het saam met van sy disippels, onder andere Polycarp was by sy voete geleer, het saam met van sy disippels na 'n publieke bad toe gegaan. Julle het die storie seker al gehoor. In hierdie publieke bad het hulle, dit is soos 'n swembad, maar hulle gewas daarin, en toe kom die gnostikus Cerinthus daarin. En Johannes het hom onmiddellik geëien en gesien, dis Cerinthus, en hy vir sy disippels gesê, hoorie, kom ons gee pad uit hierdie bad uit, want nou gaan God, wat hier wees, wanneer God die dak op hom laat inval. So hy het geen ooghare gehad vir Cerinthus nie. En Cerinthus, so hy het in die tyd van Johannes gelewe, hy is bekend daaraan. Want wat hierdie man geleer het, vind ons vandag in die, wat hulle noem die New Apostolic Reformation in die Word of Faith van Amerika, die Texas Belt. Dit het daar ontstaan. Waar dit in die tyd van Johannes het ontstaan in Alexandria. In die konteks het dit begin, hierdie gnostisisme het begin. Alles wat sleg het, lyk my oorspronklik ook uit Egipte uitgekom, en dit die res van die wêreld besoedel. So kom dit ook in die Texas Belt het en besoedel alles. Nou, wat het Cerinthus gesê? Sy leerstelling was basies die hoofstroom van gnostisisme, is dat God nie regtig vlees kan aanneem nie, want God is nie boos nie, die monad is suiwer, ons gees is suiwer, ons vlees is boos, daarom is Christus God kan nie vlees aanneem nie, hy is een van die emanasies of een van die weë na God toe, maar hy is definitief nie God nie. Die man wat sê hy is Jesus is nie 'n regte God nie. Het hy geleer, want hy het gesê dat Jesus het Christus geword deur die Christus Gees. Klink dit vir u bekend, het jy al gehoor, kerke wat die leerstelling verkondig? Jesus het Christus geword toe hy gedoop is in die Jordaan, het hy die Heilige Gees eers ontvang. Regtig, of die Heilige Gees hom gesalf. Dat is 'n verskil, ontvang of die Heilige Gees in jou te hê en jy word gesalf. Tog 'n bietjie anders.
Want het Jesus nie, soos Matteus ook vir ons duidelik in die Engels sê, en die Heilige Gees sal oor jou kom, sal jou oorskadu. So hoe kan hy dan nou nie meer die Heilige Gees nie nou is hy hierdie man soos die gereformeerde teoloog deesdae begin leer, hy is ook maar net 'n man wat gedink het hy is God. Hy het nie 'n pa gehad nie, daar het begeerte Jesus na 'n pa gehad omdat hy buiteegtelik gebore is. So die eerste wat hy nou doen toe hy groot word, hy roep God aan as sy vader. Maar hy is nie uit God gebore. En dit is wat Korinthe sê, nee, Jesus was 'n gebore man, toe hy gedoop is, ontvang hy die Gees, en toe hy gesterf het, soos die moslems sê, toe gaan die Gees uit hom, die moslems sê, God het oogblindery gedoen, en iemand anders in sy plek in die kruis gesit, en hy is weggeraap hemel toe. Dis 'n ander Jesus, die Gnostici glo ook in hierdie Jesus, en sê, maar Jesus, vir daai kort tyd, die 3 jaar het hy God geword. Want die Christusgees was in die tyd op hom gewees. En dis 'n bekende stelling in New Age en die Oosterse godsdienste. The Christ Spirit. You receive the Christ Spirit. En dan kry ons in baie kerke wat vandag sê, because we too can receive that Christ Spirit, we also become like Christ, because we have the same Spirit as He had the Holy Spirit. So as ek en ons net regtig vra dat die Here vir ons die Christ Spirit gee, dis New Age, Christ Spirit, Christus Gees, dan kan ons doen presies wat Jesus gedoen het. Ons selfs op water loop, ons kan water na wyn verander, ons kan wonderwerke doen, en ons kan mense uit die doodheid opwek wat hulle sê, soos Johan van Rensburg wat ken, wat ons in Stilfontein ken het, wat glo, hulle doen wonderwerke, is hulle, want hulle het die Christus Gees op hulle. So hulle kan presies doen wat Jesus gedoen het. Dan kan hulle regtig, een van hulle al regtig self uit die dood opgestaan. Ek dink baie van hulle sal sê, hulle kan doen wat Jesus doen, so hulle kan ook uit die dood opstaan. Daar moet ons die mense wat luister, ook op die video, versigtig wees, gaan kyk op YouTube, wie is New Apostolic Reformation, wie is Word of Faith, en gaan luister na wat hulle verkondig, julle sal gou die verskil agterkom. Want hierdie lering het reg deur die wêreld versprei in die 2de eeu, en hierdie saadjie is nog in baie leringe wat vandag verkondig word. Luister maar gerus. Is die persoon wat die evangelie verkondig, is hy mens gesentreer of is hy Christus gesentreer? Gaan dit vir die persoon om die Christ Spirit te hê, to possess the same Spirit, and you can do the same wonders that Jesus did? Daarom waarskynlik vers 22, waarskynlik, wie is die Antichrist? Dit was nie net Korintus nie. Elkeen wat die seun loon ook die Vader. Want hierin lê God se heerlikheid dat hy al hierdie wonders gedoen het. Christus het die wonders gedoen, nie omdat hy gekom het om wonders te doen, hy het gekom om die Vader bekend te maak. Die mense dink hy het gekom om mense die hele wêreld gesond gemaak. Dis nie waaroor Jesus gekom het nie. Die wonders wat hy gedoen het, want ek glo in sy tyd was daar miljoene ander wat siek was, het hy nie genees nie. Die wonders wat hy gedoen het, het hy gedoen om te wys dat die Vader in hom is en hy die Vader verheerlik. Want hy sê tog hy en die Vader is een, dan moet hy en die Heilige Gees ook een wees. Ek het altyd verkeerd Johannes gelees, hy sê, wat Johannes skryf, hy sê, en niemand het God ooit gesien nie, maar die enige gebore, Jesus Christus, wat in die boesem van die, ek het altyd gelees was, daar's nie 'n was nie, dis is, hy wat in die boesem van die Vader is, nog altyd. Toe hy aardkom was hy nog steeds in die boesem van die Vader. Die het hom aan ons bekend gemaak. Wie? Die Vader. Jesus het die Vader, en as jy die Vader loon, loon jy die Seun. As jy die Seun loon jy die Vader. Onthou in Numeri 20, die verhaal van Moses en Aaron. Julle almal ken die gedeelte waar Moses aangesê word om met die rots te gaan praat. En dan vat hy 'n stok. En dan gaan staan hy voor die mense en dan sê hy, julle is 'n rebelse nasie, moet ons vir julle wys, ons vir julle
wys hoe ons vir julle water, en dan slaan hy die simbool van Christus, hy slaan die rots. Hy praat nie met die rots, hy slaan die rots. En ons weet wat die gevolg is, en baie sê, ja, dit is omdat hulle die rots geslaan het. Die punt waartoe dit kom is, hulle het God se eer probeer steel, en sê, moet ons vir julle water gee, nie moet God vir julle water gee. Wat gebeur in baie van hierdie leringe, dit gaan weg van Jesus af. By die Vader loon die Seun loon die Vader. Dis, soos in Engels sê, interwoven, wat hy van praat in vers 22 aan. Wie is die antichrist? Wie is die antichrist? Behalwe hy wat ontken, die Vader en die Seun ontken, albei ontken. Want as jy die Vader ontken, ontken jy die Seun. As jy die Seun ontken, ontken jy die Vader. En die Heilige Gees maak dit aan ons bewus. Want hy werk kragtig aan ons, hierdie enigma, hierdie mysterie van die Heilige Gees, wat so 7 fakkels voor God se troon waaraan, het soveel aspekte, dat jy gaan sukkel om 'n pneumatologie regtig te vorm. Ons moet net aanvaar wat Jesus van hom sê, wat die Vader in Jesus van die Heilige Gees openbaar het. Maar hy neem aanstoot in die ding, want daar ander Jesus word verkondig, en die Heilige Gees neem ernstig aanstoot as 'n ander Jesus verkondig word. Want dis die Gees van Christus. Kan net sowel Jesus in sy aangesig beledig. Glo my, die Heilige Gees is sy Gees. Peter sê, die Gees van Christus neem aanstoot as 'n ander soort verloning plaasvind. Hy is verwek deur die Heilige Gees. 22:23 herhaal dieselfde gedagte. Hy wat die Seun loon, ontken ook die Vader. Dit is interessant in die Grieks, die woord wat daar gebruik, die antichrist hierso, of hy, wie is hy? Hy is eintlik met hulle definitiewe artikel, so hy praat van die. Soos die Bybel se reg vertaal is die. Wie is die antichrist? Wie is hy wat verloon? Wie is die leenaar, vers 20? Wie is die leenaar? Anders is hy wat ontken dat Jesus die Christus is. Dis waarom dit belangrik is, ons weet almal wat teologie beteken, theologos, die so biologie, bios logos, die studie van lewe. Teologie, die studie van God, het 'n groot leemte daarin as hy nie Christologie in sy sentrale punt het nie. Dit gaan oor die Christologie, die leer van Jesus Christus. En dan sal mens die pneumatologie, die leer van die Gees ook duideliker verstaan. Want al drie is waarheid, Vader, Seun, Heilige Gees is al drie waarheid, word gedryf deur die waarheid wat in hulle is. Maar die Jesus Christus, en ek stem saam met baie van die ander teoloë, soos Paul en die ander mense, nie sê Jesus nie. Hy verdien sy titels. Dit is die Here Jesus Christus. Of Christus, gesalfde van God. Hy is gesalf deur die Vader. Hy maak die Vader bekend en geen kennis van homself soos Jesus te wees moet in ons gedagte wees nie. Ons word gevorm soos hy. As hy sê ons sal wees soos hy, beteken ons sal in ons natuur soos hy wees. Al daai liefdevol, lankmoedig, blydskap. Hy verander ons, die Heilige Gees verander ons sodat ons soos Christus kan wees. Maar weer eens baie hang hierdie mystieke geheime kennis, want dis die gnostisisme soos Bob Utley se kommentaar sê. Jesus is, you don't need Jesus, just need a special knowledge of the angelic spheres, die ions. Net 'n engel moet jou nuwe goed kom openbaar. Ons aanvaar nie Jesus nie. Al is sy woord klaar, ja en amen. Al het hy klaar gepraat. Dis hierdie mystieke kennis wat almal moet verkry. Anders is jy nie deel van die groep nie. Jy's autentiek. Jy is uit die ou woord in 'n kas of in 'n kus, want jy verkondig nog die ou boodskap van die evangelie. Die blye versekering, Jesus is myn. O, wat 'n vreugde. Dis nie meer genoeg nie. Ons moet iets anderster, bring iets anderster aan boord. Ons begin 'n nuwe evangelie, want dis hoe gnostisisme ontstaan het. Dis 'n nuwe idee oor Jesus. Hulle sal sê ons glo in God die Vader, sal hulle sê,
Maar jy weet, Jesus is nie eintlik die enigste seun van God nie. Want ons kan ook gode word. Met hierdie geheime kennis van gnosticisme kan ons ook, is ons soos ligwerkers, daar is ons die New Age is die light. We come into the light, ons word in die lig ingetrek, so ons gaan nou mooi sien. En wat ons nou sien, Jesus is nie die enigste uit God nie. Al sê Jesus, ek en die Vader is een. En dit is 'n baie belangrike feit wat, soos jy ook ons gelees het, as julle regtig van my skape was, sou julle die waarheid geken het, van wie ek is. Raai wat sy titel gebruik Jesus vir homself nie, van wie ek is. As julle regtig van my skape was, sal julle weet wie ek is. Sal julle weet, ego eimi. Ego eimi beteken ek. Dis 'n titel wat vir Jahwe gebruik, wat Moses die Hebreëus van daai titel ego eimi in Hebreëus is Jahwe. Ek is Jahwe. Jesus sê 21 keer gebruik Jesus in Johannes van Evangelie van Johannes gebruik in die woord ego eimi. Hy sê nie ek bestaan nie, dit ook beteken, maar hy sê ek is. Ek is. Voor Abraham was ek is. As jy weet wie ek is, die waarheid ken, sal jy weet wie ek is, sal jy weet ek is ego eimi. Maar in vers 30 wat hulle tel die Jode klip op om te stenig. So hy het nie 'n algemene stelling gemaak, ek is hier by julle teenwoordig, of ek is op die oomblik hier saam met julle in Jerusalem. Hy sê ek is, daarom wil hulle hom doodmaak. En dan sit so hartseer, en ons moet baie keer name noem, want Paulus noem name spesifiek. Eerwaarde Joel Osteen, 'n boek geskryf wat sê, die boek se titel is I am, ego eimi, I am. I'm clever, I'm rich, I am clever, I am wonderful, I am. Onthou in die kerke, waar my familie kerke toe gaan hier in hierdie ander kant van die N1 is daar kerke wat vir jou sê jy moet voor die spieël gaan staan en nou jouself kyk en sê I am wonderful, I am great, I am. En dit is besig om die rots te slaan. Net soos soos Moses en Aaron die rots geslaan het, is hulle besig om die rots te slaan. Hulle is besig om God se eer van hom weg te stroop. Want net hy kan spreek en dinge ontstaan. In Genesis 1. Hy spreek. Wat hy ook sê, om die dinge te roep wat nie bestaan nie, in bestaan te roep, praat nooit van enige vleeslike, verganklike, sterflike mens nie. Dit praat van die woord van God, Jesus Christus. Net hy kan spreek en dit word. Ons kan net decree en declare, en staan nergens in die Bybel, dis 'n aanname wat vals is. Ons kan dit nie doen nie. Ons is nie I am nie. Hy is die I am. Hy sê wat moet wees. Hy roep dinge wat is, wat nog nie bestaan nie, asof hulle reeds bestaan. Net hy is ego eimi. So trek ons ook die idee van die Vader deur na die Heilige Gees toe, want julle het die salwing van die Heilige ontvang. Jesus, ons verstaan, ons teologie reg is, kan van my verskil, maar ons gaan nou oor praat. Jesus, einde wat hy sin speel, Jesus sê, ek nie, die Vader, Johannes 10, wat hy ook van praat, die Vader gee vir my skape. Wie gee? Jesus hardop rondkry. Nee, die Vader, deur die Heilige Gees trek hy mense sonder disrespek sê, the hound of heaven, hy jag siele. Wat doen hy? Dis die Vader se werk deur die Gees om mense na hom toe te trek. En wat doen hy dan? Hy gee hulle vir Jesus. Dis wat Jesus bedoel. Dis die saam met my lees in Johannes, wat hy sê, almal wat die Vader vir my gee, sal na my toe kom. Help my as ek my fokus verkeerd het. Almal wat die Vader vir my gee. Kyk Johannes 10, om net dit reg te kry, weet mens met baie skrif gebruik om tot 'n sekere stelling te kom, maar
Jesus verduidelik hier, daarmee soos hy opgehou het, hy sê ek en die Vader is een, die Here het die klip opgetel om hom te stenig. Want hy maak jouself God. Hulle sê, dit is nie oor die goeie werke wat jy doen nie, maar dit is oor jy self gelyk maak aan God. Maar as hy praat in 28, hy sê, ek gee, my skape luister my stem en ek ken hulle en hulle volg my, ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal tot in ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Hoekom? Die Vader wat hulle aan my gegee het. Dis die voorgrond aan die Vader het hulle aan my gegee. As skape, die Vader. En hy is groter as almal. As al die bose magte en die engele en die magte en owerhede, hy is groter as almal en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. Die eerste waarborg. Tweede waarborg. Want hy sê ook niemand kan hulle uit my hand uit. Want ek gee hulle die ewige lewe. Vers 28. Niemand kan hulle uit my hand uitruk asof hy die bekragtiging is van die Vader. Die Vader sê niemand kan hulle uit die Vader se hand uitruk nie. So wat ek sê, as jy sterker as die Vader en die Seun, uit wie se hand iemand jou kan ruk, die duiwel jou kan ruk, dan jy nie die regte skaap nie, want dan kan jy vervreem word van God. Maar as die Vader ons gee ons aan Jesus, Jesus sê ek verloor nie een van hulle nie. Kom, die Vader het aan my gegee. En ek is onderhoorig aan die Vader. Ek onderwerp myself aan die Vader. So dit gaan weer terug na die regte Christologie. Wat is die regte Christologie? Die volheid, Paulus, Kolossense 2 vers 9, in hom woon die volheid van God liggaamlik. Jesus is die enigste openbaarmaking van God. Hy het gekom om vir ons te sterk, sy lewe vir ons afgelê, sy vleeslike lewe vir ons afgelê, maar hy wat in die boesem van die Vader is, nie helfte God nie, die volheid van God woon in Jesus liggaam, kan hy nie gereduseer word asof ons ook een soos hy is nie. Ons moet soos hy word, deur sy gees wat in ons werk om ons te vorm. Maar Jesus het gekom om die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees sigbaar te maak. Hy is die enigste sigbaar. En dit is ons ortodokse geloof. Wat is ons Christologie? Jesus is die enigste sigbaar making van die sigbare God. En die Heilige Gees bevestig in ons harte. Dit was die Vader se soewereine keuse om homself deur sy Seun sigbaar te maak. En niemand anders kan 'n ander verskyning of 'n ander openbaring leer nie. Dit is net deur Jesus. Slegs deur Jesus. So as ons Christologie reg is, ons teologie reg is. Ons Christologie reg is, ons pneumatologie reg is. Ek hou van daai liedjie wat hulle altyd oor Kersfees sing, Mary, did you know that your baby boy will one day walk on water? Mary, did you know? Die lirieke, en dan van die lirieke verander dan sê, Mary, did you know that when you kiss your little baby's boy's face, you kiss the face of God? Weet jy, dit sê jy. The one who you delivered, Mary, will one day deliver you, van jou eendag red. Mary, did you know? Die sigbaarmaking van die Vader. Soos gesê, as hy na my laaste gevat het, sê die Vader, ek doen niks wat die Vader my nie sê om te doen. Soos ek kan iemand raak die Vader in die persoon. As julle aan my raak julle in die Vader. Waarom vra julle my door my die Vader? Dis jou Christologie. Want ek en die Vader is een. So dit is belangrik. Ken die salwing leer ons dat iemand by die Vader loon die Seun en die by die Seun loon die Vader, want jy kan hulle nie onderskei nie. Jesus maak hom sigbaar. En anders ons 'n ander God weet, wat nie volgens die Bybel is nie. Ek hou van die stelling, kat en die ster weet, en dit is nie 'n wyfie kat of 'n mannetjie kat nie, dit is 'n leeu wat jy beter aan sy ster kan reg jou stukkend skeur. Met sy lang nagels. Die Seun, Vader sien, na Jesus kyk sien ons die Vader.
Ons sien hom nie nou nie, maar ons kan tog met geestelike oë kyk na Christus. Geestelik sien ons die Vader, die Heilige Gees eer, bring hulle vorentoe sodat ons kan ken, deur die geskrewe woord, totdat ons hom van aangesig tot aangesig sal sien. Dus, ja, basies, dit is wat Johannes ons probeer sê. Kan nie sê, jy sien 'n ander God en Jesus is nie deel van die pakket nie. Nee, Jesus is deel, is binne in Vader, en Vader in hom. Dis waarom hy vorentoe as ons kyk aan houding praat hy van bly in hom, soos hy in julle, so moet julle in hom bly, soos ek in hom bly, moet julle in my bly. So daar's 'n deel word van Christus, maar ons sal volgende keer die Here wil daarna kyk. Mag die Here sy woord seën en ons opnuut 'n waardering hê vir die wat Christus kom doen het, dat daarin dat hy die Vader kom openbaar het aan ons. Maar ons is nog nooit die Vader ooit kon ken nie. En hierin word die Vader ook openbaar in die Skrifte. Sodat ons die Vader kan lief hê en Jesus kan lief hê en hulle die Heilige Gees in ons kan kom woon. Amen. Ons bid saam. Ek gaan weer so 30 sekondes gee en bid saggies vir myself na aanleiding van die boodskap en dan gaan ek vir ons afsluit. Vader, wat 'n wonder is dit dat ons hierdie getuienis het, 66 getuienis, dat U ons so lief gehad het, dat U die Seun gegee het, hy wat reg deur die Ou Testament, nie voorspel is, maar van geprofeteer is het, gekom, die geskrewe woord het, Here, in Christus wat dit gedryf het, lewend en sigbaar en tasbaar en hoorbaar geword. Dis waarom hy ook sê by die berg van die verheerliking, dit is my geliefde Seun. Hoor hom, luister na hom, want hy praat deur hom. En ons het die getuienis dat hy deur hom gepraat het. Dat hy niks gesê wat hy U nie hoor sê nie. Hy het niks gedoen sonder dat U dit nie gedoen het nie. Dankie dat ons hierdie statiese eenheid van God kan nie verklaar nie, maar ons glo dit want U woord sê so. Soos iemand sê, God said it, I believe it, that settles it. Die sê so, dan is dit waar. Ook so die waarheid van Christus. Ons geen ander God behalwe Jesus Christus mag gaan bid nie. Here, ook nie sy eer op onsself, vir onsself steel soos Moses en Aaron gedoen het nie, maar hom in alles eer. Sodat hy die enigste mag wees wat ons voor kerk hou. Hy is die enigste een vir wie ons aanbid, enigste een vir wie ons, Here, alles doen sodat hy ook in ons verheerlik kan word. Is ons gebed in Jesus naam. Amen. Ons in die